En dan die profeet wat opstaan en sê, dis wat die Here sê, dis wat die Here gaan doen en dis wat die Here kan doen. Vers 13 sê hy, in hulle teenwoordigheid het ek vir Barak beveel, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die afskrif sonder seël en sit hulle, in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Nadat ek die koopkontrak vir Barak seun van Neria gegee het, het ek tot die Here gebid en gesê, ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak, deur U groot mag is niks vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte, maar U straf U kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en magtige God, U naam is Here die Almagtige. U besluite is magtig, U dade groot. U sien alles wat die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom. Net tot sover. Ek wil eers begin en vir julle sê ek het 'n stukkie raak gelees oor 'n kerk wat in Switserland gebou is, jare gelede, en wat in die berge is. So mense moes al die boumateriaal daartoe opdra, en so is die kerk gebou, so is die kerk voltooi, maar die argitek het nie ligte in die kerk ingebring nie. Was glad nie deel van sy beplanning gewees nie, want hy het gesê, mense moet, as die kerk verby is, dan moet hulle die lig gaan versprei. So die lidmate, as hulle uit die kerk uitstap, dan vat elkeen sy lamp, en hy gaan, en in die week, gaan versprei hy dit wat hy beleef het, dit wat hy ervaar het, hoe die Here hom aangeraak het, hoe die Here hom bemoedig het, dit wat hy gehoor het. Volgende Sondag, onthou daar's geen lig in die kerk nie, dan kom elkeen met sy lamp terug kerk toe, en dan hang elkeen sy lamp, of teen die pilare, of waar daar nou plek is, waar jou lamp moet hang. Ek het in my geestesoog probeer dink, hoe sou ons gemeente op so 'n basis funksioneer? So ons nou besluit, ons sit die Eskom krag af, ons werk met mekaar se lampe. Sal ons gaan lees? Sal die wêreld buite weet, ons is kinders van die Here, deur die lig wat ons skyn, deur dit wat ons vertel. Hou hierdie prentjie in jou kop. As daar 'n ewige orkaan op pad is, en dit verwoes so ver dit gaan, en die waarskuwings is uit, wat sê, hierdie orkaan is op pad reguit na hierdie dorp toe, en almal moet in veiligheid invlug, en of uitvlug na 'n ander plek, vir hulle skuiling gaan soek, en terwyl almal uitjaag uit die dorp en hardloop en hulle goedertjies bymekaar maak, kom ry jy rustig in hierdie dorp in, en jy's op soek na eiendom om te koop. Ek wonder wat sal die mense sê. Het jy nie 'n radio in jou voertuig nie? Is jy 'n alien dat jy nie weet wat nou hier aangaan nie? Of daar was een of ander groot natuurverskynsel gewees, en 'n kragtige vratsgolf is langs die kus besig om die een dorp en nedersetting na die volgende plat te vee.
En jy weet, dis na dorp X toe op pad. En jy gaan om vir jou jaarlikse vakansie in te check by hierdie strandoord. Dis wat in hierdie gedeelte gebeur. Dis wat ons sopas gelees het. Die volk was ongehoorsaam gewees, het nie geluister wat God gesê het nie. Maar in dieselfde tyd was Sedekia, die koning, hy het sommer die profeet weggevat, gesê ek hou nie van wat jy sê nie, so ons gaan vir jou stil maak, ons sit jou hier in die binnehof, jy's in 'n tronk hierso, jy kan nie uit en in soos wat jy wil nie, want jy praat verkeerd as jy aan die buitekant is. En dan Nebukadneser, wat met sy soldate, wat net die een oorwinning oor die ander oorwinning behaal. En die mense is moedeloos en hulle weet nie wat om te doen nie, en hulle word weggevoer in ballingskap in. En dan sê God vir Jeremia, gaan koop jou oom se grond. Weeg silwer af, gaan koop jou oom se grond, met baie spesifieke opdragte. Hy sê daar moet 'n koopkontrak wees. En dan sê hy daar moet 'n seël op een wees en dan moet daar afskrifte met getuies wees. Hy sê maar Jeremia, maak seker dat jy hierdie kontrak in 'n kleipot sit en dat jy dit bewaar. Hoekom sê hy dit? As 'n mens 'n klein entjie aanlees in hierdie gedeelte, hier by vers 26, dan staan daar, die woord van die Here het tot Jeremia gekom, ek is die Here, die God van al die mense, is iets vir my onmoontlik. Dis amper die kern wat jy nou net hier moet onthou. So sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die Galdeërs, in die mag van die koning van Nebukadneser van Babel. Hulle sal dit verower, die Galdeërs wat teen hierdie stad veg, sal dit aan die brand kom steek en dit afbrand, ook die huise waar die inwoners my getart het, toe hulle vir Baal wierook gebrand het, en op die dakke waar hulle drankoffers vir ander gode uitgegiet het. So die Here sê, hier gaan 'n moeilike tyd kom. En die Here sê, niks is vir hom onmoontlik, ook om goeders te kan verander nie, maar dis wat gaan gebeur. En ek dink die valse profete het seker gesê, nee, maar is nie so ernstig nie. Julle moet nie so ernstig lewe nie. Die Here sal nooit so iets doen, hy is 'n God van liefde. Hy sal nie wat hy hier sê doen nie. En dan bid Jeremia. En dan vra hy dat die God aan wie hy behoort, die God wat hulle uit Egipte uit laat trek het, dat hierdie God by hulle sal wees. Dat hierdie God hulle sal bemoedig, dat hulle dit nie sal vergeet nie. Weet julle hoekom sê God, moet Jeremia hierdie koopkontrak in 'n kleipot sit en dit bewaar? Want hy sê dit kan soms lank neem. Dit kan lank neem waar daar hartseer gaan wees. Dit kan lank wees wat hulle in die ballingskap ingevoer is. Maar God beloof dat niks is vir hom onmoontlik nie. Hy sê, onthou Jeremia, sê vir die volk, julle moet dit onthou. Daar is 'n kontrak. Daar is 'n seël op. Daar is 'n kleipot wat dit beskerm en wat dit bewaar. Heel aan die einde sê die profeet vir die volk, hy sê, die Here sê, roep my aan, ek sal jou antwoord,
Ek sal jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Moenie jou rug vir my draai nie. Draai jou gesig na my toe. Onthou, daar's 'n kontrak. Daar's 'n kontrak wat jy in die teenwoordigheid van die Here gesluit het. En God sal dit nie vergeet nie. Draai na my toe. Kom terug na my toe. Niks is vir my onmoontlik nie. Roep my aan. Onthou, daar's 'n kontrak. En ek sal jou wys dinge waarvan jy nie eers geweet het nie. Dit voel amper vir my, dis hoe dit met ons gaan. Ons leef waar politici nie vir jou en vir my in gedagte het nie. Ons leef in omstandighede waarin die ekonomie nie vir jou en vir my in gedagte het nie. Ons leef in 'n tyd waar die effekte van pryse nie omgee vir wie hy aanraak en laat seer kry in die proses nie. Ons leef in 'n tyd waar mense sê met die mond, ek's 'n kind van die Here, maar hulle dade wys dit nie. Ons leef in 'n tyd waar dit vir ons voel, partykeer, asof God self nie eers meer vir ons kan help nie. En vanoggend kom sê God vir ons, te midde van teleurstelling oor politici, te midde van teleurstelling oor die ekonomie, te midde van teleurstelling oor mense, wat hulle aan mekaar doen, te midde van 'n slegte tyd waarin ons dalk is. Kom sê die Here, daar's 'n kontrak. Ek het met jou 'n kontrak gesluit. Kom sê die Here eintlik vir ons, moenie vergeet nie, want hierdie kontrak het 'n seël op. Het die bloed van Jesus Christus aan die kruis op, waarin God kom sê het, die kontrak is, toe hy jou gevorm het, toe hy jou aan mekaar geweef het, in jou moederskoot, toe jy gebore is, toe hy vir jou gesê het, al jou lewensdae, het ek opgeskryf, ek is jou God. Ek sal by jou wees. Die seël herinner ons, waar God sê, nie net ek nie, ook my seun het my liefde vir jou kom wys. Hy het gesterf aan die kruis, hy het jou vergewe, hy gee vir jou 'n nuwe lewe. Jy het 'n ewige lewe. Moenie dit vergeet nie. Daar is 'n kontrak met 'n seël op in die kleipot. God sien jou. God ondersteun jou. God help jou. En hy het sy gees gegee. Pinksterdag het hy sy gees gegee en hy sê, julle sal krag ontvang en julle sal
in 'n moeilike tyd my disippels wees. Onthou, niks is vir my onmoontlik nie. Roep my aan. Roep my aan. En ek sal jou wys. En ek sal jou leer. En ek sal jou vertel. Gemeente, ons lampe, skyn dit in die week. En daar's 'n teks wat sê, die dowwe lampe sal ek nie uitblus nie. Al brand daai dingetjie hoe flou, God sê, hy sê hy is by magte. Niks is vir hom onmoontlik nie. Hy sal ons bemagtig, hy sal ons sterk maak, hy sal ons hier deurdra. Al sou Nebukadneser en Sedekia wat ook al doen in Jerusalem. Hy sê inteendeel, dit gaan alles afgebrand word. Maar onthou, daar gaan weer handel plaasvind. Daar gaan weer gekoop en verkoop word. Ek herinner jou voor die tyd. Hier lê 'n moeilike tyd voor. Maar dit gaan verander. Dit gaan verander. Mag ons in 'n tyd soos hierdie vashou en sê, Here, help ons. Help ons dat ons nie vergeet nie. Help ons om nie te vergeet, daar's 'n kontrak wat U met ons sluit. U is ewig, U is almagtig. U het 'n geskiedenis van U dade. En U sê, as ek U aanroep, as ek vir U vra, U sal my help. U sal my leer van dinge wat ek nie eers weet nie. Mag ons in 'n tyd soos hierdie met ons geestelike lampe wat skyn in ons lewens, mag ons, al het ons nie die antwoorde nie, mag ons getuienis wees, die Here is my herder. Mag ons getuienis wees, my hulp is van die Here. Mag ons antwoord wees, die Here sê, roep my aan, en ek sal jou gee, ek sal jou antwoord. Mag ons weet, soos wat ons voorouers, ook in moeilike tye, moes buig, moes kniel, moes vra, mag ons dit ook weer doen, en net sê, Here, U ken my omstandighede, ek vra, help my, asseblief. Amen. Ek wil dat ons belydenis van geloof doen. Ons gaan vir 'n paar sekondes net, elkeen, net met die Here praat. Vir die Here sê, Here, U het my nie vergeet nie. U het nie ons omstandighede vergeet nie. U het nie U rug op ons gedraai nie. Ek roep U aan vanoggend weer. Help ons gemeente, help ons lidmate, help ons gemeenskap. Ons vra U hulp in ons lewe. Kom ons gaan in stil gebed en dan doen ons daarna belydenis van ons geloof. Amen. Ek wil dat jy hardop saam met my belydenis van jou geloof doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.